Goeiedag en welkom. Ons is in die 3de week van Lent. En hierdie jaar spandeer ons tyd saam met Jesus in die tyd van Getsemane. As 'n vriend kom ons langs hom. En ons let op sy broosheid, sy openheid, sy eerlikheid, soos wat hy vroeg met sy menslikheid. In Jesus se onsekere tyd, met sy naderende kruisdood, sy beker noem hy dit, sien ons hoe Jesus bid. En ek nooi jou om saam met my vandag te kyk na hoe Jesus bid in Lukas 22. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Jesus se disippels kom op 'n stadium na hom en van al die dinge wat hulle hom kon vra om hulle te leer, om te preek of om siekes gesond te maak, vra hulle, Here, leer ons om te bid. Hulle leef saam met Jesus. Hulle sien hoe hy deur die lewe gaan, hoe hy ander se lewens raak, en hy identifiseer die bron daarvan, as hy lewe saam met God in gebed. En so in die stilte van die nag, te midde van onsekerheid en dreigende gevaar, vind ons Jesus doen wat hy die gewoonte gehad het om te doen, om te bid. En hy nooi sy disippels, sy studente wat by hom leer die lewe in God se koninkryk, om saam te bid. Sy uitnodiging is, wat slaap julle? Staan op en bid. Jesus modelleer vir ons 'n lewe wat begin by gebed en deurdrenk is van gebed. Dit is soveel anders as wat ons dikwels doen in uitdagende oomblikke. Ons sal dikwels sê, al wat nou oorbly is om te bid. Of ons sal top daaroor en ons sal vlug na afleidings, na slaap. En so kan ons vandag eerlik wees met onsself. Hoe kyk jy na gebed? Jesus se uitnodiging om te bid is meer as net 'n oproep tot waaksaamheid. Dis 'n uitnodiging tot 'n dieper verhouding. Hy nooi ons om te beweeg van gebed as iets wat ek moet doen, uit plig of om God gelukkig te hou, na 'n manier van lewe, van wees saam met hom wat jou liefhet, en vir wie ons lewe in oorvloed wil gee. Nou die geraas om ons, maar ook in ons, en die eise van die lewe skreeu na ons aandag. En juist daarom kan ons Jesus se voorbeeld volg, om stilte te gaan opsoek, om alleen en kwesbaar en eerlik met God te wees. Dis in die afsondering waar jy in kontak kom met jou ware self. Dit wat werklik aan die gebeur is binne in jou, waar jy die diepte van jou behoefte aan God kan erken. Nou soms sal vriende vir mekaar oor en weer bly sê, ons moet kuier en dit sal net daar bly. Dis eers as iemand 'n datum voorstel, die kalender uithaal en dit vasmaak dat dit regtig gebeur. En natuurlik is spontane kuiers ook lekker, maar in my lewe, as ek kuiers met vriende byvoorbeeld, moet oorlaat net aan die spontane, kan dit maande wees, voor ons by mekaar uitkom. En so is dit 'n eenvoudige stap, dikwels vir ons ook om te leer om te bid, en dis om 'n gewoonte te vestig, om tye te beplan, wanneer ek net by die Here kan wees in gebed. En wat ons ook moet sê, is gebed verander nie altyd ons omstandighede nie. Ons kan en ons moet soos Jesus vra daarvoor, maar ons moet die uitkoms ook liggies vashou, in vertroue. Jesus se beker bly dieselfde. Hy sterf steeds aan die kruis.
Maar wanneer ons in vertroue vir God vra dat sy wil sal geskied, al lyk dit ook soveel anders as wat ons dit wou hê, kom versterk hy ons. Saam met sy troos en sy leiding, gee God ons die genade om elke situasie, hoe donker ook al, in te stap met 'n hart vol liefde, vrede en genade. Die reis van gebed is 'n reis van 'n leeftyd. Dit verg geduld, volharding en 'n gewilligheid om kwesbaar voor God te staan. Maar die belofte is groot. Dit lei ons na 'n lewe van diepte en betekenis en 'n doel, diep gewortel in 'n liefdevolle verhouding met God. Laat ons dan, soos die disippels, Jesus nader en sê, leer ons om te bid. En mag ons in ons soeke die vrede en die teenwoordigheid van God in elke aspek van ons lewe vind. Wanneer jy nou stil word, vra vir God om jou bewus te maak van eerstens hoe jy regtig voel en wat jy dink van gebed. En hoe beïnvloed dit jou benadering tot gebed. En dan dalk tweedens, wat is jou reaksie op sy opdrag om te bid? Op sy uitnodiging na 'n verhouding met God deur gebed. Kom ons bid saam. Here, u teenwoordigheid vul ons heelal. Oral waar ons gaan, is u reeds daar. En dankie dat ons so in elke oomblik na u toe kan draai. Here, in die kere wat dinge vir ons onseker en donker is, help ons om weg te draai van die versoeking om te vlug, of om te verdwaal in ons angstigheid, en om na u toe te draai in kwesbaarheid en in vertroue. Amen.